oor die rol van 'n man in die huis, die rol van 'n man in die samelewing. En vandag wil ek my aandag skuif na die rol van 'n vrou. En wat se rol moet 'n vrou vertolk in die huis, en primêr in die huis, 'n Christen vrou in die huis. Ek gaan nie soveel praat oor wat haar rol in die samelewing is nie. En hierdie wat ek gaan sê, ek wil dit sommer nou sê, dis nie kontroversieel nie, dit is die waarheid, dis wat die Bybel sê. Maar die samelewing het gesê, nee, maar ons mag nie goed sê wat mense bietjie begin ongemaklik word maak nie, want almal het regte en almal het ewe skielik meer regte. Vrouens het ewe skielik meer regte. Mans wat dink hulle het vrouens het nog meer regte. Niks wat ek vandag hier gaan sê is kontroversieel nie. Alles wat ek hier gaan sê, kom uit die skrif uit. En wanneer ons hierdie weer begin toepas en weer begin leef, selfs soos wat ek laasweek gesê het oor die rol van die man, gaan daar herlewing in hierdie dorp en in hierdie land en in die wêreld plaasvind. Want dan begin ons weer te leef in die prentjie en die boksie, in die manier hoe God ons gemaak het. Die manier, sy hart van hoe ons moet lewe. Maar ek sê hierso, ons kultuur teken 'n prentjie van hoe 'n vrou moet wees en optree. Ons kultuur, nie die Bybel nie, ons kultuur het 'n prentjie. Nou ek wil gou vir julle 'n kort videoetjie wys. Speel hom gou daarvoor. How's dinner? Really nice. Oh, it was really hard to enjoy dinner when we run a weight loss center. If I get fat, there goes my fiscal year. You're not fat. Well, you're not about to open a branch in Boca, but thank you, sweetie. So, how did we go here? Oh yeah, good, great. Kids ate and went to sleep. Yeah, they're really bad children. Okay, everybody goes to bed. I'm sending your father in there. Wow, we're so scared. And then I'm coming in. I'll just go check to make sure they're still breathing. Ou lag ons al. Want is baie snaaks, nee. Dit is. Maar wat's verkeerd met hierdie prentjie? Kinders is bang vir die ma. Kinders is bang vir die ma? Ja. Ja, die ma dra die letterlike broek, ja, maar die ma dra die broek. Ons kultuur het 'n prentjie geteken van dit is hoe 'n vrou moet wees. Het julle dit nie al baie gehoor nie? Nee, ek gaan eers gou met die minister van Finansies by die huis praat. Dan sit nou die vrou, die man sê dit. Nee, ek moet eers gou by die volgende slide daar by die baas gaan hoor. Want sy sê wat en wat nie. I'm not bossy. I simply make suggestions without options. So wat sê ons mekaar hierso? Die samelewing sê die vrou is die baas. Kom ons gaan aan. Hierdie enetjie sê today is National Boss Day. I can't wait to see what my husband surprises me with. Die vrou sê sy is die baas. En al hierdie goeders die laaste paar dekades het gemaak dat hierdie stellings begin al hoe meer gesê word. I don't need no man. Nou, ek het nuus vir julle. Ons het laasweek gepraat oor die rol van die man. Jy weet, 'n man is anders te mekaar gesit, né? Ons is fisies sterker as vrouens oor die algemeen. Ek weet daar's mans wat nie so sterk is nie en vrouens wat bietjie sterker is, maar oor die algemeen is die man sterker, want God het bepaal dat die man sekere dinge moet doen wat 'n vrou nie kan doen nie. Maar ons samelewing het gesê, ons haal die mans uit die samelewing uit, hulle is in beheer. Nou, ek weet nie of julle jare terug
die boek gelees het, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Onthou julle daai boek, nee? Baie ou boek. Maar, is interessant, ek het hom ook gelees in my jeug, want dit is, hy het uitgekom toe ek nog op skool was amper, ek dink het was actually, maar daar's 'n interessante ding, hy praat daar op 'n stadium en hy sê, en dis nou 'n grappie, hier mag julle nou saam lag, maar hy maak 'n stelling en hy sê, hy het nou gaan kyk op Mars, waar die manne is, en hy het daar rondgeloop en oral is geboue, jy weet, mooi en gebou, reg, klaar, netjies, glas is ingesit, is geverf, alles is reg, alles is georganiseer en toe gaan hy Venus toe loop hy daar rond en hy sien alles is half gebou en die vrouens sit net in sirkels en praat oor hoe dit moet gedoen word. Dis wat hy gesê het, maar dis 'n grappie. So julle mag maar hier lag. Maar die punt wat ons wil maak is, 'n man is veronderstel om daar te wees. 'n Vrou kan nie sonder 'n man klaarkom nie. Dit vat man en vrou om kinders te maak, so sy het 'n man nodig om voort te bestaan, of voort te plant, maar in die samelewing het vrouens mans nodig. Maar ons kultuur het gesê, die vrou moet in beheer wees van alles. En dit lei dan na die volgende probleem toe, waar hulle hierdie stellings begin maak, my body, my choice, het alles gaan oor my, ek is 'n vrou, dit gaan oor my, ek het die reg om te aborteer, ek het die reg om moord te pleeg, ek het die reg, ek het die reg, ek het die reg. Charlie het opgestaan vir die grootste oorlog wat ons mee besig is hierdie, aborsie, nie die oorlog wat ons sien nie, meer mense word geaborteer, kinders se lewens word gevat deur aborsies as wat Hitler Jode doodgemaak het in die Tweede Wêreldoorlog. Laat dit insak. Meer Russe wat doodgemaak is in die Tweede Wêreldoorlog. Laat dit insak. Ons sê 6 miljoen Jode. Daar was oor die 30 miljoen Russe dood. Soldate. Meer kinders word doodgemaak as Russe en Jode en Amerikaanse soldate wat gesterf het. Maar ons kultuur het gesê, die vrou is die baas, die vrou kan besluit. So ek wil gou vir julle 'n bietjie statistieke deel. Statistieke oor vroue, depressie en leefstylkeuses. Want as 'n mens bietjie gaan navorsing doen oor hierdie mense wat hierdie goed sê, ek is die baas, ek is in beheer, ek doen hierdie, ek sal 'n professionele vrou wees, hoor my hart, daar's niks daarmee fout as 'n vrou werk nie, hoor net asseblief my hart, maar ek is in beheer, ek het nie 'n man nodig nie, dan is hulle in hulle hele 20's hierdie mense wat op die straat staan en skreeu, en laat in hulle 30's begin iets te verander, en hulle begin wakker te skrik, en hier's waar hierdie statistieke inkom, statistieke oor vroue, depressie en leefstylkeuses. Ek sê hier so 'n studie wat in 2024 in Nature Human Behavior gepubliseer is, dis 'n website, maar dis 2024, dis nie, dis so vars soos wat ons kan kry, nee, het bevind dat ongetrouwde mense, maar dit is spesifiek vrouens, want die studie gaan oor ongetrouwde vrouens, wat nie kinders het nie, 80% meer geneig is om depressiewe simptome te ervaar in vergelyking met getrouwde persone. God het geweet wat hy gedoen het toe hy man en vrou gemaak het. God het geweet wat hy gedoen het toe hy gesê het man en vrou moet in die huwelik verbind wees. Die kultuur probeer dit weg te vat, want die vyand se metode is om te roof, te steel en te verwoes. En wanneer hy familiestruktuur kan verwoes, dan staan chaos in die samelewing en ons sien dit. Wat is die uiteinde van hierdie? Laer vlakke van sosiale ondersteuning, want die vrou is op haar eie, sy dink sy het niemand nodig nie, so daar's geen ondersteuning nie en eventueel vang dit jou. Hoër vlakke van eensaamheid, selfmoord is hoër in daai demografie van ongetrouwde vrouens in daai ouderdom. Minder emosionele stabiliteit, hulle is die hele tyd daar en daar, jy weet nie wat om te doen met hulle nie. Hoër vlakke van kroniese stres. Dis die slegte, ergste ene, die oortreffende trap.
kroniese stres, hoër vlakke van kroniese stres, groter uitbranding en identiteitsverwarring, verhoogde depressiewe simptome, veral in die westelike kultuur, of die westerse kultuur. Die kultuur het gemaak, die vrou moet die broek dra in die huis, die kinders moet bang wees vir ma, nie vir pa nie. Die kultuur, die norm het gesê, die vrou is in beheer van die huis, sy is die minister van finansies, sy is die baas, sy is dit, sy is dat. En dit het gelei dat vrouens sê, hulle het nie mans nodig nie. En dit is die nagevolge waarmee ons sit. Ek kom weer terug na my stelling wat ek nou gemaak het, ons moet wakker word. Ons moet opstaan, en ons moet begin ons plekke inneem in die samelewing, en ons moet begin loop in waarheid. Iemand moet dit sê, al is dit ongemaklik, dit is tyd dat ons moet opstaan. So ek wil vandag vir julle verduidelik, hoe lyk die rol van 'n ware Bybelse vrou? En hier gaan daar vir miskien ongemaklike stellings gemaak word, wat ek weet baie vrouens teen skop, maar hoor my uit vandag, want dit is Bybels en dit is die waarheid. So ek gaan vandag net 5 goeders met julle deel, en dan wil ek afsluit. So ek vra, hoe lyk die rol van 'n ware Bybelse vrou? En die eerste rol is, 'n vrou is 'n vennoot. Wat beteken die woord vennoot? Iemand wat aandele het in die verhouding, iemand wat saam die ding aanpak. Die vrou is nie 'n werknemer en die man die werkgewer nie. 'n Vrou is 'n vennoot wat saam met haar man oor die skepping heers. Wow. Amen. Yes, amen. 'n gelyke vennoot. Yes, julle werk lekker saam vandag, nee. Maar 'n vrou heers saam met haar man oor die skepping. Julle onthou hierdie, Genesis 1 vers 27 en 28. God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en alle diere op die aarde. God het nie vir Adam gemaak en gesê, heers en toe kom Eva by nie. God het vir Adam gemaak, hy het vir Eva gemaak en hy het gesê, hier, julle is nou gelyke vennote, heers. Dit is tyd dat ons dit begin doen, want ons doen dit nie. Die een onderdruk die ander en die ander ene probeer te sê, wie se beheer. God het gesê, julle is gelyke vennote, heers. Ons het mekaar nodig. Ons kan nie sonder mekaar nie. Ek kan nie sonder Cecile nie. Sy kan nie sonder my nie. Maar saam maak ons 'n goeie span. En saam kan ons heers. Ek kan nie op my eie heers nie. Sy kan nie op haar eie heers nie. God het gesê, saam heers ons. Maklike rol, nee. Maklike rol. Die volgende ene is, 'n vrou is 'n helper vir haar man. Kom ons hoor gou, Genesis 2 vers 19 tot 23. En net voordat ek hierdie lees, is baie interessant. Ek het bietjie gaan kyk na die woord helper, spesifiek wat hulle gebruik in die Hebreëus daar. En ek gaan nou nie myself uitmaak om die woord vir julle te probeer sê nie, want dit is moeilik om 'n ander taal uit te spreek, maar ek weet wat die woord beteken. En in die konteks van die helper wat hy hiervan praat, gebruik hy dit reg deur die Ou Testament, en baie keer word daai selfde woord gekonnek aan God, wat ons helper is. God is ons helper. Die vrou is ons helper. So weer eens probeer die skrywer en God te sê hierso, die vrou is nie die helper daaronder nie. Nee, was so bietjie. Sy is die helper, maar sy is net so belangrik soos die man. Die man is nie belangriker as die vrou nie, die vrou is nie belangriker as die man nie. As die woord helper dan gekoppel word aan God wat helper is, dan sê dit vir ons, dit is 'n verskriklike belangrike rol, maar dit is nie 'n neerdrukkende rol nie, dit is nie 'n ek kyk af op jou rol nie, dit is 'n ek kyk in jou oë, gelyk rol, maar jy vervul net die rol van helper
helper waar ek die rol vervul van broodwinner of wat ook al. Leier, die een wat leiding neem, die een wat beskerm. Genesis 2, 19 tot 23 sê, toe het die Here God uit die grond al die verskillende soorte diere en voëls gevorm. Daarop neem hy hulle na die mens toe om te sien wat hy hulle sal noem. En die mens het vir elkeen 'n naam gegee, vir al die mapdiere, die voëls, die wilde diere. Hy kon egter onder hulle nie een kry wat soos hy is en vir hom 'n metgesel kon wees nie. Toe het die Here God die mens baie diep laat slaap. Terwyl hy slaap, vat hy een van die mens se ribbebene en vul die plek weer op met vleis. Van die ribbebeen maak die Here God toe 'n vrou en bring haar na die mens toe. Uiteindelik is dit die regte metgesel, sê die mens. Sy is regtig deel van my. Sy sal vrou genoem word, want sy is uit die man geneem. Vrou is 'n helper, interessant. God het die vrou hier gevat. Nie hier bo 'n stuk van my skedel afhaal dat sy op my kop moet sit nie. Nie hier iets hier onder 'n stukkie been gevat dat ek op haar moet trap nie. Nee, hy het die ribbebeen gevat sodat sy langs my moet staan. Hier onder my arm, onder my beskerming, maar langs my. Sy sê helper. Sit nie op my kop nie. Ek trap nie op haar nie. 'n Helper. Die derde rol wat 'n vrou moet doen, is 'n vrou is die kroon van haar man. Amen. Ja. Amen. Spreek dit. Weet julle wat dit beteken? Die kroon van haar man. Okay? Ja. Spreek dit maar vers 4 sê vir ons die volgende. Hy sê, 'n goeie vrou is haar man se trots. Een wat skande maak, is soos kanker in sy bene. Die vrou is die man se kroon. Sy moet die man trots maak. Kroon, nie nek nie. Sy bepaal nie waarna toe hy kyk nie. Bepaal nie sy op en af nie. Sy is sy kroon. Sy is die man se trots. Sy is daar om die man op te bou. Sy is daar om die man trots te maak. Om vir die man identiteit te spreek. Hoor gou wat sê hierdie een vrou, Ruth Graham, sê die volgende. It's your job, dan moet 'n R wees. It's your job to love your husband. Nee? Dis jou werk om jou man lief te hê. It's God's work to make him good. Nou lees ek comments en artikels oor hierdie goeders en dan lees ek wat sê die mense daaroor. Dan sê die vrou, wanneer my man eendag sy dinge bymekaar gaan kry, dan sal ek hom respekteer en hom lief hê. Nee, jy moet hom eers lief hê. Gee hom dan oor vir God, God sal hom uitsorteer. Dis Bybels, God sal hom uitsorteer. Jy moet sy kroon wees. Jy moet hom opbou, jy moet hom ondersteun, jy moet lewe praat. Jy moet daar wees vir hom. En wanneer 'n vrou dit doen, dan is 'n man gewoonlik die trotste man om die braaivleis vier. Want dan lewe die rol, die vrou, en dan doen sy wat sy veronderstel is om te doen. Vierde, 'n vrou moet dan haar man onderdanig wees. Wat nou? Hier like niemand dit nie. Hoor gou wat sê Petrus in 1 Petrus 3 vers 1. Hy sê, en julle, vroue, julle moet julle eie man se gesag oor julle aanvaar. Nou Petrus klink my 'n getroude man, so ek hierdie verstaan. Julle moet julle eie man se gesag oor julle aanvaar, selfs as hulle nie die goeie nuus glo nie. Sonder dat julle 'n woord hoef te sê, sal julle leefstyl hulle vir Christus wen. Onderdanig beteken weer eens nie trap nie. Jy's nie die vloer lap nie. Onderdanig beteken julle moet onder julle mans se beskerming, se gesag lewe. Want dit is hulle rol om te vervul.
Wanneer die man dit nie doen nie, dan is daar iets wat mis is. Maar dan hoef jy nie die stelling te maak wat die ander vrouens maak en sê, wanneer my man eendag nie. Nee, die Bybel verwag van jou, jy moet 'n goeie voorbeeld stel, jy moet altyd wees wat God jou gemaak het. En God sal hom uitsorteer. Jy hou net aan bid, jy hou net aan respekteer. Dan kom Paulus, en hy sê dit vir ons in Efesiërs 5 vers 21 tot 26 baie mooi. En baie mense los gewoonlik hierdie eerste vers uit, wanneer dit by hierdie onderwerp kom. Hy begin gewoonlik by vroue wees onderdanig aan julle mans, maar hy begin in vers 21 en hy sê, wees onderdanig aan mekaar, uit onsag vir Christus. Hy begin nie om te sê, vrouens wees onderdanig aan julle mans nie. Nee. Hy begin om te sê, mans, vrouens, as 'n kind, kinders, wees onderdanig aan mekaar, uit onsag vir Christus. En dan begin hy, en hy klaar die grondwerkie gebou en gesê, okay, daar is almal is gelyke, niemand is hoër as die ander ene nie. Dan begin hy en sê, okay, vrouens, hier is julle rol, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Interessant, Christus is die hoof van die kerk. Christus het sy lewe neergelê vir die kerk. Alright, so die man is die ene wat die sacrifices maak. Hy is die een wat die punches vat. Hy beskerm, terwyl die vrou opbou, want sy is onderdanig, sy staan onder hom. Nee, dan gaan ons aan. Nou moet ek net eers die regte vers kry. Hy sê, maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vrou in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Okay? Soos ook Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het deur die was met water en met die woord. So vrouens, wees onderdanig aan julle mans. Ek lees nie in die Bybel dat julle as vrouens uit gaan in die wêreld en julle is onderdanig aan alle mans daar buitekant nie. Nee, ons respekteer mekaar want ons is gelyk, maar julle moet onderdanig wees aan julle mans. Respekteer net die posisies van almal daar buitekant, net soos wat ek veronderstel is om elkeen se posisie te respekteer. En dan wil ek afsluit met die laaste rol wat 'n vrou moet doen, en hierdie is so belangrik. Dan wil ek terugkeer na die statistieke wat ek in die begin van die boodskap gelees het. 'n Vrou is 'n bouer van 'n huis. Nie fisies met bakstene nie, ek weet nou maar dink julle, dis nie waaroor ons hier praat nie, maar 'n vrou is die bouer van die huis. Weet julle hoe weet ek dit is die waarheid? En weet julle hoe weet ek dit is God se plan? Cecilie het 'n afspraak in die week. Het al 'n paar keer gebeur, so 'n afspraak in die week. Sal jy na Christof kyk? Natuurlik sal ek. Dis lekker. Ek en hy kan lekker speel. Sy stap by die deur uit. Sy klim in die kar, as daai kar by daai hek uitry, dan begin daai mannetjie te skreeu. Want mamma is nie daar nie. Hoe weet hy dit? Ek weet nie, want hy is 4 maande oud gister gewees. Ek weet nie, maar hy weet. 2 ure wat ek daar in die huis rondloop, probeer dinge te doen, allerhande goed, geen melk, niks werk nie, rel elke halfuur doeke, niks werk nie. As hy kar deur daai hek ry, en die deur slaan so toe en sy stap huis toe, dan raak hy rustig. Die vrou is die bouer van die huis. Dit is in haar geplant, om die omgewing waar ons is, die familie is, 'n veilige hawe te hou in terme van liefde en in terme van opbou en alles. Die vrou is 'n bouer van die huis. Spreuke 14 vers 1 sê, die wyse onder vroue bou elkeen haar huis, maar sotheid breek dit eiehandig af. Die wyse onder die vroue bou haar huis. Kyk 'n bietjie,
Waar 'n pa teenwoordig is daar rigting. Waar 'n ma teenwoordigheid is daar kalmte en liefde, rustigheid. Kinders is nie moeilik nie. Hulle sal kinders bly, maar hulle is nie moeilik nie. Want die vrou bou die huis. Maar kyk dan in families, waar die vrou net so sleg is soos 'n partykeer die alkoholistiese man. Kyk hoe lyk dit in haar huis. Jy wil nie daar instap nie. Jy tel sommer so in op. Ek sluit af met Titus 2 vers 3 tot 5 wat sê, net so moet ouer vroue se optrede wees, soos dit, heiliges betaam. Hulle moet nie kwaadpraters wees, of verslaaf aan wyn nie, maar moet onderrig gee in wat goed is. Dan gaan hy aan en hy sê, sodat hulle jong vroue kan leer, om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig, kuis, toegewy aan hulle huishoudings, goedaardig, onderdanig aan hulle mans, sodat die woord van God nie belaster word nie. Paulus sê vir jong Titus, hy sê, dit is hoe vrouens moet wees, want hulle is die bouers van 'n huis. Julle ouer vrouens, wat dit al gemaak het, dit is julle werk om vir die jonger vrouens dit te leer. Want hulle het nodig om dit te hoor. Dis wat hy nou sê hierso. Nou sê ek dit ook. Maar die vrou is 'n bouer van die huis. En hoe lyk so 'n vrou as sy hierdie 5 beginsels van 'n Bybelse vrou of 'n vrou na God se hart toepas? Ons gaan terug na daai statistiek toe wat ek nou gesê het van 80% vrouens. Dieselfde studie is gedoen om te kyk hoe lyk vrouens wat trou, kinders kry, wat hulle families prioritiseer bo die dinge daar buitekant. Daai studie is gedoen. En weet julle wat? Dit is moeilik. Want onthou die kultuur sê 'n vrou moet werk. 'n Vrou moet 'n professionele dame wees. Weereens, ek sê nie daar's fout met dit nie. Maar hulle sê dit is waar haar prioriteite moet lê, nie op die van die familie nie. En weet julle wat, dit is hier in ons dorp, is dit die sien, ek praat dinsdag aand by die koshuis met die seuns, bietjie alleenig. En ek probeer met hulle te verduidelik, julle is nou besig om hormone te kry, julle is nou besig om groot te word, en julle moet op 'n sekere manier optree. En hulle snap nie hier nie, want wat as? Ma moet werk, ma moenie betrokke wees nie, want. Dit word al in hulle keelgate afgedruk. Ons moet wakker word, ons moet die regte dinge sê. So, hoe lyk 'n vrou wat kinders het? Daar's lae vlakke van depressie, want sy's gelukkig, want sy lewe in haar Godgegewe doel, in die plek waar sy moet wees. Sy het hoër lewensbevrediging. Hulle is gelukkiger, want raai wat? Die vrou is gemaak om kinders te kry en 'n familie te bou. En nou dat sy dit het, is sy natuurlik net gelukkig, want sy lewe in haar skepingsdoel. Sterker sin van doel en identiteit. Dit is veral duidelik in langtermynstudies waar geestelike betrokkenheid, kerkbywoning, gebed, Bybel lees, korreleer met emosionele kragtigheid, en gesonde verhoudings. Wanneer die vrou lewe in dit wat sy moet wees, dan is sy gelukkiger, sy het 'n sterker gevoel van identiteit, ons minder stres, want dit is hoe God ons gemaak het. Dit is ons werk as kinders van die Here om hierdie waarheid te begin deel met mense. Nie anders te om nie. Die wêreld moet dit nie deel met Christene nie, ons moet dit deel met mense. 'n Laaste storie voordat ek vir ons bid. Ek kyk so wat sê die mense oor Charlie Kirk op die internet, en ek wil nie oor die negatiewe goeders praat nie. Ek sien 'n foto van 'n vrou. Links, regs, before en after.
Die before picture is presies wat die wêreld, die vyand wil hê, sy moet lyk. So 'n snaakse varkneusring daai wat so omkom met sulke balle hierso, sulke snaakse hare en make-up, probeer soos 'n man te wees, want sy is trans. En sy maak die stelling, before I met Charlie Kirk, 2 years after I met Charlie Kirk, of 3 years after, staan sy met 'n rok aan, al daai goeders is weg, glimlag op die gesig, 2 kinders in haar hande. Die wêreld wil hê vrouens moet so lyk. En die duiwel wil nie hê vrouens moet kinders kry, hy wil ons doodmaak. Hy wil nie hê die gesinsstruktuur moet gesond wees nie, want as die gesinsstruktuur uit mekaar uitval, het hy gewen. Iemand het die waarheid gepraat. 'n ander iemand het dit gehoor. Haar lewe is getransformeer. Sy het haar hart en lewe vir die Here gegee. Sy sê, ek stem nie saam met alles wat hy gesê het nie, maar die feit dat hy gepraat het oor Jesus, het my oorgewen. Vandag is sy 'n ma van 2 kinders, gelukkige huwelik, en sy lyk soos 'n vrou. So my gebed is, dat die waarheid van wat God se prentjie is vir die huwelik, vir die gesin, vir die man en die vrou, want volgende week gaan ons oor die kinders praat, dat daai prentjie sal mooi wees, en dat al die negatiewe prentjies wat daar buitekant is, sal uitgewis word en die regte prentjie gepubliseer sal word. My hart is dat ons hierdie dinge sal snap. Ouers, wees goeie ouers vir julle kinders. Ouma, oupa, wees goeie voorbeelde vir julle dogters en julle kleindogters. Paas, oupas, wees goeie voorbeelde. Want dit is hoe God dit wil hê. So Here Jesus, ek kom vandag in die magtige en kragtige naam, die naam bo elke naam, die naam wat waarheid is en kragtig is. Here, en ek bid vir hierdie gemeente, dat die mense is wat sal opstaan in waarheid. Dat die mense is wat sal opstaan en hierdie dinge snap en nie langer sal stil bly nie. Ons is 'n familiegemeente en families moet ontplof in hierdie gemeente. Die van die kerks moet die grootste familie word in hierdie gemeente. Here, en ek spreek dood oor al die leuns en al die negatiewe dinge wat gesê word oor die familie, oor die vrou, die rol van 'n vrou, die rol van 'n man. Want Here, U woord is waarheid, is kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, en U sê vir ons wat U wil hê vir die familie. Here, my gebed is dat ons sal aanhou bid vir families, vir kinders, vir mans en vrouens, vir huwelike in hierdie dorp. Dis nie oukei dat ons opgee op 'n huwelik nie. Nee, ons moet bid daarvoor en ons moet werk daaraan. Dis nie oukei dat kinders groot word sonder hulle ouers nie, omdat hulle afwesig is nie. Nee, ons moet dit aanspreek. Here, my gebed is sien elke persoon hierso, help ons dat die vuur in ons harte sal brand om die waarheid te deel van die woord. En Here, seën hierdie gemeente wat 'n rol het om families bymekaar te bring en 'n rol te speel in die gemeenskap. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen.